Ja, baie dankie dat julle almal hier is. Dankie, ons kosbaar, hier is nuwe gesigte, hier is persone wat vir my sê, dat was laas toe ons nog daar in, waar was dit, by die place was, ja. So, dit is baie lekker om julle te sien, ek en Callie doen die ding, weet dit op 'n stadium, Callie, ek kan nie onthou, dit was 10 jaar of 6 jaar wat ons dit aan mekaar gedoen het, ek kan nie onthou nie, en toe het die venue verander, en het kon nie regkom nie, en ons dagboeke het gebots, en dus weer so 'n jaar terug begin, en ons dink maar 'n onderwerp in, en dan, ons koördineer nie met mekaar nie, so, as dit eendag gebeur dat ons dieselfde lyn slaan in wat ons sê, dan sal jy, Callie, baie vinnig moet aanpas. Ons praat oor bly in die spel, bly in die game. Wat vir my mooi is 'n paar ouens met springbok-truie. Ja, hulle moet ook in die game bly nou. Bly in die spel, ek praat oor 2 persone in die geskiedenis. Een wat met volharding end uit beweeg het, aanhou beweeg het, en een wat onttrek het uit die spel uit. Ek praat oor Abraham en sy pa Tera. Genesis 11 praat van sy pa Tera. Genesis 11, die einde van die hoofstuk Genesis 11, en sê, en Tera het sy seun Abraham geneem, en sy skoondogter Sarai, Abraham se vrou, en sy kleinseun Lot, Tera se seun Haran, is dood, toe vat hy sy kleinseun Lot saam, en saam met hulle het van die Galdeërs getrek, en om na die land Kanaan te gaan, en hulle het tot by Haran gekom, en daar gebly, halfpad, toe bly hulle daar. Van die Galdeërs is so 350 kilometer van Baghdad af, in Irak, destyds was dit Mesopotamië, en hulle het 'n reis aangepak, so plus minus 1700 kilometer, so min of meer van hier af Kaapstad toe, aangepak. Om een of ander rede wou Tera Kanaan toe trek. Daar was seker 'n gerug, of die gerug was seker bekend, is 'n baie goeie land, met oorvloed van alles. Ons lees oor Kanaan baie plekke, die vrugte was groot, sien prentjies van ouens wat druiwetrosse dra so oor hulle skouers, nie so nie, maar met groot stokke op hulle skouers, dis prentjies. 'n land wat oorloop van melk en honing. So hy het besluit, hy gaan soontoe. Hy gaan na Abundance toe. En, maar, ons lees 'n ander ding van Kanaan, dit staan in Exodus 3 vers 7, dit is 'n land, so ook die land van die Kanaaniete, die Hethiete, die Amoriete, die Feresiete, die Hewiete en die Jebusiete. So daar is 'n land, dat is 'n land van oorvloed, maar dis ook 'n land wat beset word deur ander volke. En die les hieruit is dat daar is nie vakante terrein nie. There is no vacant territory. As oral jy gaan, daai plek word beset. Jy kan nie vandag sê ek gaan visvang nie. Daar's nie 'n rivieroewer onbeset nie. Jy gaan betaal as jy daar wil ingaan. Of jy het 'n plaas, of jy moet 'n ander ou betaal om by hom te gaan visvang, of jy moet 'n goeie pel wees. Dit kom ook met 'n prys. Dit kan soms lastig wees om 'n goeie pel met ouens te wees. En is vermoeiend. My broer sê, as jy jou vriende op een hand kan tel, het jy heeltemal te veel vriende. En dis wat hy sê. So val hulle in die pad Kanaan toe. Is bespiegel maar, dis seker maar te voet en met kamele, met wilde diere en mense wat vyandig is. Jy moet deur hulle grondgebied loop. En daar seker
logistieke uitdagings, kos en water. En so 950 km van daar af kom hulle by 'n plek aan, toevallig ook die naam van Haran, soos wat Lot se pa genoem was, maar dit het geen verband nie, vermoed ek. En hulle kom toe by Haran aan, dis nou op pad Kanaan toe. En hulle vind daar 'n plek, naby die Efraat rivier, iewers daar by die grens van Sirië en Turkye, kom hulle by Haran aan. 'n land, 'n plek waar jy kan bly, grasvelde en palmbome. En daar bly hulle toe. En so sê Genesis 11 vers 31, en hy het getrek na die land Kanaan toe, en hulle het tot by Haran gekom en daar gebly. Halfpad, toe kom hy by 'n plek uit, wat hy lekker bly. En dis toe die plek waar hy ophou beweeg. Hy bly lekker, en hy hou op beweeg. En daai oomblik, verdwyn hy uit die geskiedenis uit. Dit is verby met hom. Hy het ook nie eens baie lank geleef nie. As jy jou doelwitte versaak, dan kry ek die gevoel, jy gaan sommer dood. So hy hak vas by 'n plek waar hy lekker bly, waar daar veiligheid en gemak is. En hy kom nie uit by die plek wat hy oor gedroom het, wat hy in vooruitsig gestel het nie. Daar is Kanaan, die plek van oorvloed, die plek van die belofte, die plek van groot potensiaal vir jou eie ontwikkeling, om te word wat die Here wil hê jy moet word, maar jy moet daar uitkom. En dis nie eenvoudig nie. Die pad soontoe is gesaai met gecompliseerdhede, en die plek self word beset deur ander mense, ander stamme. So hy bly in Haran. Nou later in die geskiedenis kom, en ek gaan die storie nou 'n bietjie vooruit, oor Kanaan. 600 jaar later, toe Josua uiteindelik Kanaan wou binnegaan, toe sê hy, Josua en Caleb, hulle moet daai land nou inval. Maar toe sê die ander ouens wat die plek gaan bespied het, hulle sê, ons kan dit nie doen nie, want in Numeri 13 sê hulle, die volk wat in die land bly, is baie sterk. Nou, dink nou maar vir jouself, en jy kan allerlei ander goeders hier insit, al die verskonings wat ons het, dat ons nie aan die beweeg kom nie. Ophou beweeg. Die volk wat in die land bly, is baie sterk. Die stede is versterk en baie groot. Ons kan nie teen hulle optree nie, want hulle is sterker as ons. Al die manne wat ons daarin sien, is baie groot. Reuse. En ons was sprinkane in ons eie oë. En so dink ons is ook sprinkane in hulle oë. Dis die nuus wat jy kry. Dis die nuus wat ons vandag nog kry, as ons nie wil beweeg nie. Die verskoning wat ons soek, om te bly waar ons is. Hierdie goed. En jy kan enige ding hierin skryf. Die vraag is, hoe reageer ons op hierdie goed wat ons sê, moenie gaan nie. So, hulle bly in Haran, en Abraham bly daar by sy pa, daar met die baie gras, waar jy seker 'n redelike trop beeste kan aanhou, as jy vir jou 'n stukkie kan oopkap daar. En as Abraham daar bly, dan erf hy seker, vermoed ek, weet nie of daai daar so gewerk het nie, maar as hy nou bly daar by sy pa, dan kan hy sy pa sy beestroppe ook erf. Met al sy swaars en niggies, en ek miskien dit kan hy ook seker afskrik. En daar gaan die geskiedenis aan, onmiddellik, begin van hoofstuk 12 van Genesis, en die Here
vir Abraham gesê, gaan uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis na 'n land wat ek jou sal wys. En ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seën dat jy tot 'n seën kan wees. Kyk, as jy jouself beskerm, as jou self-preservation is alrede hoekom jy leef, is jy nie 'n blessing nie. Wat sê Goreikie is nie, is eintlik net 'n nuisance. Self-preservation, so die Here sê vir Abraham, kom weg daar. Ek sal jou stuur na 'n land wat ek jou sal wys. Hy het nie 'n naam genoem nie. Ek sal jou stuur na 'n land wat ek jou sal wys. Die Here sê vir Abraham, jy kan nie ontwikkel na die potensiaal, na wat ek jou wil maak, hier in veiligheid. Veiligheid is 'n verskriklike gevaarlike ding. Verslaafdheid aan veiligheid is 'n trap. Ek sal jou 'n groot nasie maak en jy sal 'n seën wees. Nou toe hy daar wegtrek, is hy dink die Here vat hom nie uit, maar hy het baie moeilikheid gehad. Dit was totaal onbekende terrein. Hy het letterlik beweeg waar hy geen idee gehad het waarheen hy gaan nie. Daar was hongersnood, hulle het deur woestyne beweeg. Ons weet van Abraham waar hulle moes Egipte toe gaan vir kos. Alles in die groot plan, maar dit was moeilik. Hy het in gronddispute betrokke geraak. Soos ons, die goed wat ons beleef, goed het net anders te gelyk, niks het nog ooit verander nie. Dit is net soos dit nou is. Ons sê nee, ons leef in moeilike tye. Is nie. Dis hoe dit is. Dit is wat dit is. Op een stadium met 'n koning se oog op sy vrou gehad. Abraham het seker 'n mooi vrou gehad, ek lei so af. Wel, anders het die koning seker nie vir haar gekyk het nie. Toe vra hy vir Abraham, daai girl, wie is sy? En Abraham besef toe, as hy nou vir die koning sê dis sy vrou, dan maak die koning hom dalk dood. Toe sê hy dis sy sussie. Nou ek wil nie by wees daai gesprek daai aand nie. So jy sê vir die koning, sjoe, ja, ek dink hulle het jare later, so nou en dan nog daai gesprek gehad, want jy weet, hulle gaan ons terug na daai ding toe. Dis die ou wat sê, hulle wil nie vrouens keisregter hê nie, maar dit is ook nie so nie, want hulle blaas jou nou op vir die fout wat in die vorige game gemaak het. Maar ons het nou vrouens keisregters ook, ding is moeilik, baie moeilik. So, hy het baie moeilikheid gehad, maar hy gaan wat die Here hom het, en al hierdie goed moes hy deurgaan. So, hy verander, hy pak hierdie nuwe tog aan, en die wêreld se geskiedenis verander, tot vandag. Die gebeure in die Midde-Ooste, wat nou afspeel, begin daar. Hierdie konflik in die geskiedenis. Dit moet so wees. Hebreërs 11 sê Abraham, deur die geloof het Abraham toe hy gehoorsaam is, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as erfenis sou ontvang. En hy het weggetrek sonder om te weet waarheen hy sou gaan. Nou ek het al baie gedink aan vers 1 van Genesis 12. Dit sê die Here het vir Abraham gesê. Nou wonder ek, is dit 'n stem? Ek glo nie, inteendeel ek is oortuig, het was nie 'n stem nie, want 'n stem, as dit eenmaal gekom het, dan sou hy later gedink het, miskien het ek my verbeel, miskien was dit net 'n droom, maar dit was nie 'n stem nie, dit was 'n diep oortuiging. Dit was 'n oortuiging, is iets in die hart. Ek weet, ek moet nou iets doen. Dis niks anders as wat jy weet. Jy moet iets doen, of jy moet iets nie doen nie. Dis baie dieper as 'n stem. Dis baie meer profound as 'n pamflet wat jy optel, of wat 'n ander ou vir jou sê. Dis in die hart. Hoe het hy geweet? Hoe het hy die Here se stem, wat jy nie hoor nie, maar weet, herken? Maar die feit dat hy het, was iets in hom geplant, wat gemaak het, dat hy
genoem word die vader van gelowiges. En die storie van Abraham gaan reg deur die geskiedenis. En die Here sê, al die beloftes aan Abraham, en sy nageslag, en die Here sê, ek gaan in jou al die geslagte van die aarde seën, tot vandag. En tot vandag sien ons 'n klein landjie Israel, is 'n spikkel. Dis minder as 1% van die Midde-Ooste. Europa is kwaad vir hulle, die hele Midde-Ooste, die Ooste en die Midde-Ooste en die Verre Ooste is kwaad vir hulle. En hulle voeter hulle op. En daar's 'n ander woord vir voeter. Hulle sort hulle uit. It's amazing. Dit het iets hiermee te doen. Dit het te doen met daai dag wat hy 'n innerlike oortuiging kry, dat hy aan die beweeg moet kom. En hy's gehoorsaam. En hy trek weg om Kanaan toe, nie Kanaan toe, om te gaan na 'n plek wat hy nie weet waar nie. Sy nageslag, 600 jaar later, trek Kanaan in. Hy het nooit uitgekom nie. Nie omdat hy nie beweeg het nie. Hy het beweeg. Maar dit was nie vir hom bestem om uit te kom nie. Hy moes net op 'n bepaalde punt kom. So al wat hy gehad het is die staat maak op die Here se opdrag. Ons natuur is om te beweeg van die onbekende na die bekende. Ons soek bekendheid, ons soek stabiliteit. Ons wil weet waar ons gaan slaap vanaand. Ons wil weet wat môre gaan gebeur. En die Here wil hê ons moet beweeg van die bekende na die onbekende, omgedraai. Dis revolusionêr. Ons wil beweeg van wat ons nie het nie, na wat ons wil hê en wat ons dink ons nodig het. Ons fokus is, ek het nie sekere goed nie, my kar is nie goed genoeg nie, ek soek 2 huise, dis die een hier, en die een by die see, en as ek Bosveld plaas kan bysit, dan is ek uitgesort. Dis 'n leuen, it's just not true. Jy kan hoeveel van die goed hê, dit help jou nie. Maak jy nie gelukkig nie. Tweede maand wat jy 'n Bosveld plaas het, dan besef jy wat kos dit jou. Wanneer jou pelle meer is op jou plaas wat jy daar is. Kan ons gaan na jou plaas toe gaan? Ja, jy kan maar gaan. Wanneer hierdie drang van ons om iets goeds te hê, wat die materialistiese besluit, dit is ons snoei onsself, ons word kleiner. Dis potensiaal snoeiers. Materialisme is potensiaal snoeiers. Hoe? Ek het bonsai boompies, dink ek, gisteraan toe ek hier skryf 'n bonsai boompie en ek gaan lees toe gou hoe groei 'n bonsai boompie. Ek kry vir my plante boompie, 'n saadjie in 'n klein potjie. Laat die wortels nie kan uitsit nie en dan groei die boom nie. Dit is baie veilig. Ek kry die dingetjie en dan word hy so groot. Nou, ek het 'n groot boom, bonsai gegroei nie, want ek kan nie dink ou met soveel tyd spandeer met 'n ding wat 'n skaap met 1 hap kan opvreet nie. En dan draai hom rond in die oggendson, in die middag in die middagson. En maksimum wat jy uit hom kry is so groot. Dis mooi. Ek het al gesien, dis mooi, julle het ook seker gesien. Ek het nog net nie een groot gemaak nie. Die moeite gedoen om een groot te maak nie. Maar dis hoe jy sit hom in 'n veilige potjie, jy spuit hom nat met 'n sproeiertjie en of met 'n druppeltjie en dan 'n druppertjie en dan maak jy 'n bonsai groot. Dis die spasie, die veiligheid, die bietjie sonlig, maar net 'n klein boompie. Dis in kontras met die boom van Psalm 1 wat sê hy sal geplant wees. Hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie. Groot. Ons wil beweeg van die vreemde en die onvoorspelbare na die veilige en die voorspelbare. Dis die mens, hy wil veiligheid, it's about me. En al wat gebeur is, jou potensiaal is geknip. Ons is nie tevrede met God se beloftes nie. Dit ultimate is. Hy sê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat. Nooit. Gevaar is
Ons gevaar is nie vir hom gevaar nie. Ons vat nie sy woord nie, ons soek 'n kontrak en guarantees. En wat gaan ek maak as ek daar kom? Ek weet nie, maar as ek nie vir my sê nie, gaan ek nie. Wel, dan bly jy waar jy is. Die bonsai model, waar iemand anders jou ronddra agter sonlig aan. En as hulle vergeet die oggend om jou rond te dra, dan sit jy maar in die koue. En dan verknies jy jouself, dat 'n ander ou jou nie ronddra, waar jy moet wees nie. Wel, as jy wil hê ander ouens moet jou ronddra, dan moet jy maar vat waar hulle jou vat. Ons wil duidelikheid hê, en gevolglik beweeg ons nie net stadiger nie, maar soms hou ons op beweeg. Abraham het Kanaan nooit gesien, maar het aanhou beweeg. Dit was nie vir hom bestem om Kanaan te sien nie. Dit was in God se groot plan dat sy nageslag daar sou uitkom. So, wat hou ons in Haran, die plek van veiligheid, gemak, die gemaksone, in plaas daarvan dat ons beweeg na die land van die belofte? Dis die vrees vir die onbekende. That's wrong. Dit is veronderstel om onbekend te wees. Sê maar, ek gaan nie want ek weet nie. Jy is nie veronderstel om te weet nie. Verstaan dit. As jy wil weet wat vandag met jou gaan werk vir Absa. Dis verseker, jy gaan doen wat jy gister gedoen het. Die ergste wat jou kan oorkom is 'n ongeskikte kliënt, en hy is veronderstel om ongeskik te wees met jou. Jy vrees vir wat jy nie kan beheer nie. As jy operate in 'n environment wat jy kan beheer, leef jy onder jou potensiaal. Jy moet beweeg in 'n area wat beyond jouself is. Dit is waar God begin in die spel tree. As jy kan alles doen wat jy doen, dan doen jy nie alles wat jy behoort te doen nie. En dan is daar die vrees vir mense. Die grootste vrees wat ons het, is nie vir aardbewings nie. Is ook nie vir drones nie. Die Amerikaners kan ons almal uithaal hierso vandag, as hulle wil. En die Chinese. Maar ons is nie een bang daarvoor nie. Hulle kan ons met een drone hier die hele plek plat skiet. Maar ons is nie bang voor nie. Wie waarvoor is ons bang? Vir mense. Wat kan mense aan my doen? Dis eintlik skrikwekkend. En Spreuke 29 vers 25 sê, die vrees vir die mense is 'n struik. As jy vir mense vrees, is jy in 'n trap. Jy is in 'n struik. Die kontras is Psalm 18 vers 6, die Here is vir my, ek sal nie vrees nie, wat kan 'n mens aan my doen? Dis 'n groot deurbraak as jy nie meer bang is vir mense nie. Iemand sê, en ek gaan nie sê wie iemand is nie, ek het nie hierdie self uitgedink nie, hierdie ou se, ek het self sy van die neergeskryf, maar ek gaan nie dit sê nie, ek kan dit nie uitspreek nie. If you knew how quickly people would forget you after your death, you will not seek in your life to please anyone but God. Bokker hulle man. Ons vrees vir dat ek iets van my gewildheid gaan prysgee. Daar is die vrees vir die magteloosheid in die aangesig van enorme uitdagings. Want dis die plek waar ons moet beweeg, want dis die plek waar God intree. En as ons wil in veiligheid leef, gaan ons nie die almag van God sien nie. Daar is die vermyding van uitdagings wat ons nie kan beheer nie en wat die uitkoms onvoorspelbaar is. Uitdagings wat ons lewe kan kos en alles wat ons het kan kos, as dit nie vir God se ingryp is nie. Nou, daar word baie gesê, en dit is die waarheid, 'n man het 'n goeie fight nodig. 'n man het 'n goeie fight nodig. Die beste ding wat 'n man kan oorkom is 'n goeie fight. En ons is in een hierso. Ons kan besluit of ons in hom wil wees en of ons hier in ons land. Of ons in hom wil wees of ons wil onttrek. Mense reageer op 'n paar maniere vir 'n goeie fight. Die een is veg, vlug of vries. Nou vries is, ek sal net stil sit en hoop hulle sien my nie.
Ek gaan niks sê nie, want dalk maak hulle kwaad. Ek gaan nie die ANC irriteer nie, want dalk gaan hulle harder op my wees. Jy gaan harder op jouself wees. Maar 'n regte feit is 'n feit waarvan die uitkoms nie seker is nie. Jy nie weet of jy gaan lewe of sterf in hierdie feit nie, dis 'n reël feit. 'n Feit wat jy weet, wat die uitkoms is soos Monopoly. Dis 'n ensige feit om te wen. 'n Uur later gooi jy al die goed terug in die boks en gaan slaap. Dis nie 'n feit nie. 'n Feit is wanneer ek weet nie of ek dit gaan maak nie. Dis 'n feit. En als dis kan dit is net 'n speletjie. So, die gemaksone is die vlakwaters wat ons kan beheer. So diep, nie diep. So iewers tussen jou enkel en jou knie, om daar rond te ploeter. Dis die vlakwaters. Hierdie is 'n vers wat my pa vir my gesê het. Hulle wat na die see toe afdwaal in skepe, wat handel drywe op die groot waters. Nou, dis baie jare terug, is eintlik amazing, as jy dink die psalmskrywer het hierdie ding geskryf, daai tyd was daar al skepe wat, en dis wat hier staan, wat op die diepwaters handel gedryf het, getryd het, wat nie onttrek het in die game nie, maar gaan beklei het. En ek wil net sê, hierdie ding beteken elkeen van ons iets anders. Ons het ander roepinge. Ons staan verskillende plekke in die lewe vol, is veronderstel om verskillende rolle te vervul. En nie een is onbelangriker as die ander een. Die een ou ry met sy 4x4 soos Callie, jammer. Callie, hoe ek nou by dit uitgekom het, sal ek regtig nie kan vir dit, ek is verskriklik jammer, en dis dat ek nou vir jou dit noem. Maar in elk geval, jy moet maar oor dit kom, en nou moet jy nog praat op. Of jy nou Callie is wat sy, daai wa van hom, en of die ou is wat sy kar diens, al twee is belangrik. En al twee moet hulle plek vol staan, en al twee het uitdagings. Verstommende uitdagings. In luise, in lieflike, met hulle kinders, met rekeninge, met baie goeders. Hulle wat na die see toe afdaal in skepe wat handel dryf op die groot waters. Hulle het die werke van die Here gesien en sy wonders in die diepte. Jy kan in die vlakwater speel, jy gaan net nie God se groot werk sien, sy wonderwerke nie. Jy gaan iets ongeloofliks, jou storie is daarmee heen. Stories hou gevaar in, en as jy nie gevaar leef nie, het jy nie 'n storie. So ons bly in Haran, in die vlakwaters, waar ons kan funksioneer, maar ons ontneem onsself die groot voorreg om God se wonders te aanskou. En daardeur maak ons net, krimp ons potensiaal. Ek sluit af net met 'n vers in Hebreërs 10 vers 38 wat sê, maar die regverdige sal deur die geloof lewe. Hierdie is so profound. Die Here sê, as jy hom wil behaag, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. As jy leef op die basis van wat jy sien en wat veilig is vir jou, behaag jy die Here nie. Jy behaag hom wanneer jy hom vertrou, wanneer jy reageer op daai ding wat hy in jou hart sit, reageer daarop. En as jy dink, ek gaan nou daarop reageer, en dit gaan net voorspoedig wees, nee, is nie so nie. Abraham sal vir jou vertel, dat hy het gedoen wat die Here sê, en hy het baie moeilikheid gehad, want dit was deel van sy tog. Maar die regverdige sal deur die geloof lewer, maar as hy onttrek, het ek geen welbehae aan hom nie. Dit staan nie, dis amazing. As jy bly, en jy hou op beweeg, sê die Here, ek het nie welbehae aan daai optrede nie. Maar by ons is daar geen onttrekking, dis die volgende vers, maar geloof tot behoud van die lewe. Callie, is jou beurt. Hy sit nou half in salt, lyk dit, omdat ek nou vir hom al 'n naam gee. Kom my in die lewe. Baie dankie, was aangenaam. Ja, goeiemôre weer almal.
As jy ontbyt kom, dan kan jy gerus begin eet. Ja, wat 'n voorreg. Hoe bly ons in die spel, is ons tema. In 'n samelewing wat al hoe meer opgestel is vir gemak, vir konformering. Jy is nie veronderstel om uit te skiet nie, is jy? So, as jy vir my vra, hoe bly in die spel, ek sou sê, wat jy ook al doen, moenie nog leer nie, moenie nuwe goed leer nie. Jy was 12 jaar op skool en dit het jou nie ver gebring nie, so, jy weet, bly net waar jy is. En hierdie verandering wat heeltyd plaasvind, en jy moet heeltyd op die voorpunt van die golf, moenie dit probeer doen nie. Die wêreld verander te vinnig vir jou. Jy's klaar agter, jy gaan altyd agter wees, aanvaar die feit dat jy agter is. En vir wat dit werd is, moet ook nie in netwerke, geleenthede soos hierdie enigstens betrokke raak nie, jy mors jou tyd. Hier's mense hier wat jou gaan aftrek, en jy gaan hou waar jy is. En hulle gaan net goed by jou vat. En asof dit nie genoeg is nie, moet nie jou persoonlike brand vooropstel nie. Dis arrogant, en jy is nie veronderstel om uit te skiet nie, jy is veronderstel om net mediocre te wees. Dis ons game, dis waar ons goed is. En asof dit nie genoeg is nie, moenie fokus op jou sterkpunte nie. Vang 'n klomp ander goed aan waarmee jy nie goed is nie en kyk of jy ergens kom. Dit lyk vir my, dit is die beter ding om te doen. En dan wil ek voorstel, jy gaan ook nie vir kwaliteit nie. As jou produk of jou diens 60% is goed genoeg, jy sal wegkom daarmee. Daar's genoeg stupid mense daar buite wat nog steeds by jou gaan besigheid doen. Bly net in daai spasie. En as dit nie genoeg is nie, probeer nie nuwe kliënte skep en hulle behou nie, want ander ouens gaan in elk geval hulle by jou steel. Dis al wat hulle doen. Hulle het strategieë om jou kliënte by jou weg te vat. So dis die game. En dan wil ek ook suggereer dat jy verseker nie moet eers te wees met 'n nuwe idee nie. As ander ouens wat lankal hierdie goed uitgedink het, hulle is myle voor jou, jy sal nooit catch-up doen met hulle nie. En as dit vir jou iets nog enigstens beteken, moenie 'n plan maak nie. Planne maak jou stadig. Teen die tyd wat jy jou plan implementeer, het ander ouens lankal by jou verbygehardloop. So, dit gaan sonder hierdie goed. Gaan net vir en as jy nie weet regtig hoe om met hierdie goed om te gaan nie, volg daai lekker kalvinistiese inslag van die liewe Vader het alsreeds besluit, jy hoef niks te doen nie, jy's maar net uitgelewer op hierdie planeet, jy het geen vryheid tot keuse nie, jy kan geen verskil maak nie, jy's net bedoel om te bly waar jy is. Gerard? Ek het nie nog iets om te sê nie. Die boodskap gekry. So terloops, hierdie tipe tegniek om mense te beïnvloed word genoem psychological reactance. Die Afrikaanse woord sal julle nie ken nie vir dit. Maar dit is waar dit wat jy graag wil hê mense moet doen, omdraai en dit so sê dat dit jou brein die vryheid ontneem om dit te doen. En dan doen jou brein die teenoorgestelde. Daar's 'n goeie kans dat jy gaan doen wat ek nou net gesê het, omdat ek dit op daai manier gesê het. Dis 'n tegniek wat jy kan gebruik en ek het dit nou sommer vanoggend gebruik om bietjie moedswillig te wees. Maar wat sê ek tussen die lyne wat verskriklik belangrik is? Ons is opgestel vir gemak. Inteendeel, mense sou dit beskryf as die aandag-ekonomie. Die ekonomie van aandag. Die ouens wat die aandag kry, is die onnoseles. En op die kant het jy die narre aan die een kant, die clowns, en dan het jy aan die ander kant die celebrities, die ouens wat gewildheidsstatus het. Dis die ouens wat hierdie planeet dikteer, en dis die ouens wat voorhardloop. En daarom is daar hierdie enorme aanhang vir mense in die politieke ry, en so ook in die res van die samelewing,
wat eintlik die pas vir ons aangee, maar hulle doen dit vanuit 'n stuk onnoselheid. Noem dit maar stupidity as jy wil. Hierdie ouens hardloop die planeet. En hierdie aanvaardingsekonomie laat nie toe vir kritiese denke nie. Dit laat nie toe vir hoe ek en jy eintlik bedoel was om met hierdie wêreld om te gaan nie. Inteendeel, dit is 'n wêreld wat al hoe meer aftrek na konformering, om almal dieselfde te kry. Ek weet nie of jy dit al agtergekom het nie, maar feitelik al die algoritmes is opgestel om jou net te gee wat jy reeds weet, reeds is, en om dit nie te verander, sodat dit kan beter word, en sodat jy kan vooruitgaan nie. Jy is opgestel in al die blootstelling wat jy op hierdie planeet kry, om net mediocre te wees, en middelmatig. En die stelsels wat ons in plek gesit het, en ja, ek is nou bietjie moedswillig, of het nou skool is, en of nou kerk is, of besigheid, het presies wat gedoen. Het jou gebreinspoel, om aan jouself te dink, as maar net, ek bly waar ek is. Jy is nooit geleer oor hoe om te dink nie. Jy is geleer wat om te dink. Daar is 'n enorme gaping. Ons is nie opgestel vir wysheid nie, ons is nie opgestel vir daai diepere insig nie. Inteendeel, ons is opgestel vir oppervlakkigheid. En ons word meegesleer elke dag van ons lewens in daardie spasie. En hierdie konformering, as jy dit nog nie gesnap het nie, is wat die siel van die mens doodmaak. Dis wat die siel van die mens uit die spel van die lewe uithaal. In besigheid, die industriële revolusie, het in 'n sekere sin van almal van ons eintlik maar net gemaak, voorberei om fabriekswerkers te wees as jy wil. Met ander woorde, die wêreld is voorspelbaar, die produksielyn is voorspelbaar, niemand moet oortree nie, niemand moet 'n vraag vra nie, niemand moet uitdaag nie, niemand moet sê maar daar's 'n beter manier nie, niemand moet sy hand opsteek en sê maar hierdie werk nie, hierdie is 'n boggerop. Ons is opgestel vir zip it. Skool, kerk, orals. En besigheid is nie anders nie. Die norm is ergens in die middel. En dit word uitgebuit deur die ekonomie wat ek beskryf het, wat primêr gedryf word deur stupid goed. Dom goed. Of nie? Hoe anders verklaar jy dat sekere ouens die gewildste ouens op die planeet is, terwyl hulle besig is met die mees domste goed wat daar is op hierdie planeet? Hoe verklaar jy anders dat ek en jy kan nie wag om die nuutste nuus te kry vanaand wanneer ek YouTube-kanale deurhardloop, om net weer te kyk wat se stupid goed het ouens op hierdie planeet aangevang? Hoe verklaar jy dit? Right. Ek is hier om te beklei nie, ek is hier om jou net bewus te maak van die feit dat die algoritmes is nie noodwendig daar om jou te help nie. Trek jou af. Jy moet baie bewustelik omgaan met hierdie wêreld en die geleentheid wat jy het. So, hier's die punt. Wat sal dan die teenpool wees van hierdie aandag-ekonomie, waar die clowns nie meer regeer nie? Die teenpool van dit sal wees is kritiese denke. En ons het dit lank al verloor, om ook te kan bevraagteken, om ook te strewe na die diepere insig en die diepere wysheid. Daar's eintlik nie meer plek vir dit nie. En dis wat ek vanoggend voor wil pleit in 'n sekere sin. Hoekom sal ek dit wil doen? Want 'n samelewing wat deur wysheid of die wyses gelei word, is 'n samelewing wat die wêreld bang maak, wat mense bang maak. En omdat hulle bang is vir jou, as jy so is hoekom hulle jou sal wil aftrek en jou sal dit na 'n vlak toe bring waar jy nie veronderstel was om te funksioneer nie. Ek weet nie of julle kan onthou nie, in 2001 het John Elrich 'n boek geskryf, Wild at Heart, en hy het dit baie op mans gefokus, maar hierdie is nie 'n man ding nie. Inteendeel, Elrich het gesê, daai goed wat die siel van die mens
groot maak, sterk maak, dat die siel nodig het om te kan funksioneer, is vir alle generasies, vir alle omstandighede, vir alle mense. En almal van julle het diep binne in jou hierdie begeertes, en hy het 3 goed genoem. Die een is die begeerte om 'n geveg te hê, presies wat Gerard gesê het, om te beklei vir die goed wat regtig saak maak, om op te staan en te sê ek is hier vir daai geveg. Maar het Elderidge gesê, dan moet die regte ingesteldheid, met die regte hart. Met ander woorde, jy kan 'n warrior wees, maar nog steeds sag. Jy kan 'n warrior wees wat beklei vir goed, maar nog steeds met die regte ingesteldheid en die hart van God. En dan het hy gesê, die tweede een, bo op dit, is jy bestem vir avontuur. Jy's bestem vir ervarings. Jy's bestem om op die rand of amper op die rand van chaos te hardloop, wetende jy's blootgestel, maar jy's ten minste besig om een of ander avontuur na te jaag en jy geniet wat jy doen. En jy hardloop van een avontuur na die volgende avontuur en volgende avontuur. Daar's die siel van die mens. En dan is die vraag volgende, wat het van daai mens geword? Hoe bly jy in die spel? En toe het hy 'n derde ding gesê, hy het gesê, ek en jy was bedoel om te red. Met ander woorde, ons was bedoel om hierdie wêreld 'n beter plek te maak. Ons was bedoel om die herskepping waar te maak. Ons was bedoel om die nuwe skepping in hierdie wêreld in te dra, 2000 jaar na Christus. Sodat daar waar die tekkie en die teer by mekaar kom, is goed besig om te verander, omdat ek en jy hier is, en omdat ons mens is, en omdat ons nie ons siel verloor het in hierdie proses nie. Erik Fromm, psychoanalis, fenomenale mens, as jy daaroor dink, goed wat hy gesê en geskryf het by geleentheid gesê dat jou vryheid, my vryheid, lê daarin dat ek verantwoordelikheid vat vir hierdie plek. Right? Of jy vat verantwoordelikheid vir jou lewe. As jy dit nie doen nie, sal jy altyd 'n slagoffer wees van wat ander aan jou doen. Jy sal nooit die mens word wat jy bedoel was om te wees nie. Inteendeel, jy was bedoel om verantwoordelikheid te vat vir jou eie lewe, vir elke keuse wat jy maak. As jy Fromm wil verder deurtrek, jy is waar jy is met jou lewe op grond van keuses gemaak. En jy het niemand om te blameer nie. Solank as wat jy in die blameerspasie is, dis hulle, dis die regering, dis die narre, dis die onnoseles wat ons vashou en vasdruk, is jy nie in die spel van die lewe nie. En jy sal vir die res van jou lewe worstel met hierdie vraagstuk. Jy sal altyd wonder, moes ek iets anders gedoen het? Moes ek opgestaan het? Moes ek beklei het? Moes ek daai gefight het? Moes ek die volgende avontuur gejaag het? Jy sal altyd voel, jy is net nie goed genoeg nie. Of nie? So om af te sluit, ek vind dit vreemd dat die deug van ons tyd geword het, hierdie passiewe aanvaarding van dit wat stupid is, en dit wat nie werk nie, en dit wat nooit moes gewees het nie. Ek vind dit vreemd hoe die samelewing in die wêreld, die siel van die mens, oor tyd heen, so pap en lamsakkig gemaak het, dat daar amper nie meer 'n toekoms vir ons is nie, in ons koppe ten minste, is dit nie. En ek vind dit vreemd, dat so min van ons, insluitend in myself, inteendeel, ek sal nie hierdie goed vir julle sê, as ek nie hiermee worstel in my eie lewe nie. Ek vind dit so vreemd, dat so min van ons nog kan sê, maar ek het 'n fight, en ek is waardig in my eie geveg. Ek is professioneel in my geveg. Ek is waardig in wie ek is. En ek mis die avontuur. Ek mis die adventure. En hoe red ons hierdie plek nog? Of is dit maar net die liewe Vader wat alles moet doen? En waar is ek en jy in sy storie? Wag ons vir hom, of wag hy dalk vir jou? Antwoord daai vraag. Gaan nou terug na my begin toe, ek sluit af. Ek sê weer, hou aan groei. Wie jy wil weet, hoe bly jy in die spel? Iets van wat ek nou gaan sê is vir jou. Bly in die spel. Hou aan leer. Hou aan groei. 2. Kom op die voorpunt van die golf van verandering. Hierdie golwe kom vinnig, en hulle is vinniger as wat
jy kan aanpas. Daarom 'n ingesteldheid om altyd aan te pas, om altyd te leer en nooit op te hou nie. Ry die golwe. Jy's geskep vir verandering. As jy glo dat daar 'n God is, dan het hy jou gemaak soos wat hy is, en hy is verandering. Jy's geskep vir verandering. Moenie bang wees vir dit nie. Ry die volgende golf, ry hierdie golf wat ons nou in is. Nommer 3, koester netwerke. Prop jouself in die groter kring, en laat ander ook in jou inprop. Geleenthede soos hierdie. Dis een van die grootste foute wat ek in my lewe gemaak het, was om nie die netwerke wat daar is genoeg te koester en daarmee te hardloop nie. Nommer 4, en hoor my hart nou vanoggend, daai brand van wie jy is, wat jou jy maak, daai wat jou uniek jouself maak, daai wat jou autentiek maak, erken dit, koester dit en wees trots op dit. Word wie jy is in terme van mens wees. En as die kerk en die skool en die onderwyser en die besigheidsleier jou oor tyd heen afgetrek het en jou na 'n punt toe gevat het waar jy nie waardig voel nie en jy voel jy het nie die reg om te sê ek is nie, dan is jy nie in die spel van die lewe nie. As God is, dan is jy ook, of nie. En nommer 5, daai kliënt wat jy jaag, wat jy soek, wat jy nie het nie. Die doel van besigheid is om 'n kliënt te skep en om te hou. Dit's die kuns. Vra jouself kreatief, innoverend, hoe bly ek in daai deel van die game? En gaan vir kwaliteit. Gaan vir die beste. In 'n sekere sin sê ek vir jou, doen dan eerder minder, maar doen dit so goed, dat 'n ou sal wegstap altyd met 'n ervaring van hierdie was goed. Gaan vir kwaliteit. En daardie goed wat jy mee goed is, daai wat jou onderskei van enigiemand anders, daai wat maak dat jy die beste is in die industrie, of jy, of jou produk, of jou diens, dis wat jy mee hardloop. Dis wat jy mee hardloop. En spandeer tyd om eerste te wees. Eerste met 'n idee, eerste met 'n gedagte, eerste met 'n volgende idee. Kom elke week saam met jou mense bymekaar en genereer net idees. Hoe maak ons innoverend hierdie plek werk en hoe maak ons dit beter? En dan werk die plan. Maar verstaan dat geen plan sal werk as jy nie saam met dit bring die dissipline van elke mylpaal wat belangrik is, sodat jy by jou doelwitte uitkom, baie spesifiek, baie gefokus. Jy kan nie terugbeklei teen daai ou waarheid van hoe belangrik dit is om 'n plan te hê nie. 'n Plan vir jou persoonlike lewe, 'n plan vir jou familie, 'n plan vir die besigheid wat jy het, 'n plan vir die goed waarmee jy elke dag besig is. Moenie dit vlak kyk nie. En laastens, daardie hoër doel, is ons maar net uitgelewer en God doen alles. En jy het nie 'n verantwoordelikheid nie, jy het nie 'n rol nie, jy het nie keuse nie. Jy kan dit so glo as jy wil, die meeste mense dink so daaroor. Ek dink nie so daaroor nie. Jy's vry soos hy om te kies. En jy's vry om te speel en jy's vry om 'n verskil te maak. Jy's vry om weer te kies. Jy kan weer oorbegin as jy wil. Moenie dat die wêreld daai vryheid van jou wegvat nie. Embrace die voorreg wat jy het om verantwoordelikheid te kan vat vir hierdie plek. Want dis wat jou 'n speler maak, 'n groot speler. Jy bly in die spel. Ek dink dis hoe jy in die spel bly. John Eldridge 25 jaar terug het iets gesê, en dit is dat sonder dat jy dit weet, sal die siel binne in jou doodgaan terwyl jy nog in hierdie lewe is. Moenie dat dit met jou gebeur nie. Staan op vir die fight, word daai warrior. Soek die avontuur. Jaag dit en gee vir ander. Red hierdie plek. En begin met jouself. Dis mos maar eintlik wat ek vanoggend tussen die lyne vir jou probeer sê.
So baie dankie weer eens die geleentheid, ek en Gerard. So terloops, baie van julle bring julle julle kan eet hoor, bring julle besigheidsmense hiernatoe. Julle kom as 'n spannetjie of wat ook al. Een van die slimste goed wat jy kan doen, hoor nou vir Kaleroos, is naas jou oggend vinnig vergaderingkie en kry die spul aan die gang en skop paar agterente. Een van die beste goed wat jy kan doen, is om 1 keer 'n week toe te laat vir refleksie. Ek dink 1 keer 'n maand is te min. En in die ou dae, ja. Maar waar jy reflekteer op die war stories, die avonture van die laaste week. Wat het in ons besigheid gebeur? Wat het in ons huis gebeur? En reflekteer net op die adventure. En daarom om jou mense hiernatoe te bring, mense van julle wat dit doen, is 'n baie sinvolle ding. Want dit gee 'n refleksie oomblik vir nie net wat gebeur het nie, maar ook van hoe antisipeer ons die week wat kom. En sonder dat jy dit besef, onbewustelik is jy besig om jouself te herposisioneer vir 'n nuwe lewe of 'n beter lewe. Dis 'n goeie ding om te doen. Julle moet die ontbyt geniet, sterkte. Ek hoop maar nee, laat ek niks oor rugby sê nie. Kom ons gaan vorentoe. Kom ons gaan vorentoe. So dankie Gerard. En geniet die week of geniet die naweek. Sterkte. Dankie.